Goeiedag en welkom by nog 'n aflewering van Katholieke Netwerk Suid-Afrika. Ek weet nie watter dag dit is wanneer jy na hierdie video kyk nie, maar nietemin vandag is dit die feesdag van Sint Josef die Werker en daarom bid ek dat die Here op 'n besonderse manier jou handewerke van wat dit ook al is jy doen sal seën en ons vra dan ook vir Sint Josef die Werker om vir ons te bid en in te tree by ons Hemelse Vader. Ook rondom die tyd waarin ons leef wat arbeid in 'n besonderse sin baie keer misbruik word deur mense daar buite, maar aan die ander kant ook weer waar ons arbeid afskeep en as minder belangrik beskou en ons dikwels vergeet die koneksie tussen die priesterskap wat die Here aan elkeen van ons gee en die verantwoordelikheid wat ons het, die genade wat ons het om te kan werk saam met die Here ter verlossing ook van die totale kosmos. Dit nou sommer net so te loops, maar ek hoop dat julle 'n besonderse geseënde feesdag van Sint Josef sal hê. Die vormsel, hierdie afgelope Paasnaweek en ander dae in die kerk ook, maar weer eens hierdie besonderse afgelope Paasnaweek is 'n klomp mense ingebring in die Katolieke kerk in deur wat ons noem die vormsel, die sakrament van die vormsel. En in Afrikaans kan dit nogal vir mense 'n vreemde woord wees, omdat ons dikwels in die kerklike wêreld van die internet meer bekend is met die Engelse naam, die Engelse term vir hierdie sakrament, naamlik bloot eenvoudig confirmation, the sacrament of confirmation. Dit is ook hoe dit genoem word in die katekismus van die kerk. Ons het nou nog nie 'n amptelike Afrikaanse weergawe van die katekismus nie, so ons werk maar terwille van dogmatiese doeleindes met die Engels, dan is daar darem 'n amptelike verwysing waarna ek toe kan gaan, en dat niemand vir my kan sê, jy het nou die woord verkeerd vertaal nie. Maar vormsel, dit is die amptelike woord wat ons in Afrikaans gebruik, dit kom ook vanuit die Nederlands uit, en ek sal nou ietsie daaroor sê, vir hierdie besonderse sakrament, wat hand aan hand loop met die doop, en natuurlik ook saam met die Eucharistie. Die doop, die vormstel en die Eucharistie is gesamentlik vir ons die sakramente van inlywing, om jou in te bring in die kerk as die liggaam van Christus in. Om jou in te bring in Christus in. Om jou te laat deel kry aan Christus en die goddelike natuur, as ons nou in aanmerking neem 2 Petrus 1 vanaf vers 4, die hele konsep van theosis, die deelname aan die goddelike natuur, die doop wat jou inbring in die liggaam in, die Eucharistie versterk en laat groei ons geloof, want dit is Christus in my, en ek in Christus, en die christologiese realisme daarvan, wat ons as Katholieke ook het, saam met ons ortodokse broers en susters, Christus in my, ek in hom, ons groei deur sy werking, sy teenwoordigheid in my, die Heilige Gees se werking, wat natuurlik al reeds by my doop, my tot wedergeboorte bring, en dan ook die saadjies van die geloof laat ontkiem, en dan die sakrament van die vormsel, waar ek dan voor God en sy gemeente die geleentheid kry aan die een kant om te getuig van my geloof, maar eintlik is die klem op 'n persoonlike Pinkster. Die Heilige Gees wat daardie werk wat hy in my begin het toe ek gedoop is, en die voeding wat ek gekry het deur die Eucharistie, kom nou tot 'n volgroeidheid in my, kom tot 'n volwassenheid in my, en ek word nou volledig beseël met die Heilige Gees, as 'n persoonlike Pinkster. Dit is wat die vormsel vir ons dan is, 'n persoonlike Pinkster, waar die Heilige Gees, wat ek al reeds by my doop ontvang het, nou in 'n meer besonderse sin ontvang. Ek word deur die Gees se werking tot 'n volwassenheid gebring. Natuurlik, ek beskryf dit nou in die konteks van die normale verloop van groeiproses van 'n gelowige in die Katolieke kerk, 'n babatjie wat gedoop word, dan is daar die eerste kommunie, die eerste gebruik van die Eucharistie, en dan uiteindelik dan die vormsel, of die sacrament of confirmation. Ek sal nou iets oor hierdie terme sê, sodat ons protestantse broers en susters dit ook beter sal verstaan. Maar daar is natuurlik belangrik om te onthou, dat in die geskiedenis van die kerk, en dit word vandag nog ook so toegepas wanneer dit kom by volwassenes,
En by die ortodokse kerk is dit eintlik nog steeds hoe dit gedoen word, ook by die Oosterse katholieke kerke, die Eastern Rite Catholic Churches, die Oriental katholieke kerke ook kan ons sê, daar is doop en vormsel altyd direk aan mekaar gekoppel. Eintlik om die waarheid te sê, die baba of die volwassene persoon word gedoop, die vormsel word aan hom bedien of haar bedien, en onmiddellik is daar ook 'n besonderse deelname aan die Eucharistie van babietjie tyd dan ook af. So dit is belangrik om te weet dat die vormsel is direk gekoppel aan die doop. Dis 'n verlengstuk van die doop. Dis 'n verlengstuk van die doop. Ons sou eintlik kon sê, baie mooi in die woorde van die katekismus, dat die vormsel is 'n voltooiing van die doop. Dis 'n voltooiing van die doop. Dit is die volgroeityd van die doop, die werk wat God in my begin het, wat nou uiteindelik groei en dan tot volwassenheid kom. Nou weer eens is die vraag dan, maar wat nou van 'n babietjie? Ja, al daardie teologiese dinge, hoop ek, kan ons op 'n stadium ook oor gesels. Die punt is dat die vormsel, die confirmation, bring jou in die liggaam van Christus in, laat jou volledig deel wees van die kerk, ook in terme van die regte en voorregte en verantwoordelikhede wat jy het. En natuurlik, in die ortodokse kerk en die katholieke kerk is daar dan so 'n bietjie van verskillende klemme. Wanneer is jy ook volwasse in terme van die bevatlikheid van jou verstand? Wanneer kan jy het as toerekeningsvatbaar beskou word, ensovoorts. Dit het alles gemaak dat in die geskiedenis van die kerk, spesifiek in die westerse manier van doen in die kerk, die Latynse manier van doen in die kerk, is die doop en die vormsel so bietjie van mekaar geskei. Dit het van mekaar geskei geraak. Maar as van mekaar geskei geraak in terme van wanneer ons dit dan ook doen. Maar baie belangrik, vroeg in die kerk is die vormsel as 'n aparte sakrament beskou. So al is daar 'n direkte koppeling en 'n direkte verband tussen die doop en die sakrament van die vormsel, is dit 2 selfstandige sakramente. Ons het 7 selfstandige sakramente in die katholieke ortodokse kerkwêreld, 7 selfstandige sakramente, en eintlik wil ek vir julle sê, dat al die sakramente is aan mekaar gekoppel weens Christus, want dit gaan oor die werk van God drie-enig in ons lewe. Dit gaan oor die werk van God drie-enig in ons lewe, en ons kan nie die sakramente van mekaar losmaak nie. En daarom is dit ook teologies korrek, om inderdaad die sakrament van die doop, Eucharistie en vormsel direk by mekaar in 'n liturgiese erediens te bedien aan byvoorbeeld 'n baba, soos in die orientale katholieke kerke, die oosterse ortodokse kerke ensovoorts, of dan, so dit is heeltemal korrek om dit so te doen. En net so is dit ook korrek om die 2 bietjie van mekaar los te maak en kans te gee vir 'n groeiproses ook by die persoon, wat gewoonlik saam met 'n fisiese groeiproses ook loop, die liggaamlike groeiproses, die verstandelike groeiproses. So ons moet nie die 2 teenoor mekaar afspeel nie. Ons moet nie die 2 teenoor mekaar afspeel nie. Nou goed, hoe hou dit met mekaar dan nou verband? By die doop word jy deur die Gees ingebring in die liggaam van Christus in. Die doop is 'n seël, die Heilige Gees beseël jou, bring jou in, en daarom die doopwater. Die doopwater, die simbool, die teken, die materie waardeur God met ons werk. Onthou as katholieke en as ortodokse mense, ons is nie gnosties nie, ons glo God werk deur die materie. So die sakrament doen ook dit waarvan dit getuig. So net soos water vuil goed skoon was, so was die bloed van Christus my skoon, en kom daar 'n letterlike merk en verandering in my lewe. Die sakrament doen waarvan dit getuig. So die doop was my skoon van sonde, ook in 'n meer realistiese letterlike manier. Onthou nou, ek wil amper sê, 'n goddelike realisme, 'n sakramentele realisme, 'n christologiese realisme. Dis waarmee ons as katholieke en ortodokse mense werk. Nou, die baba word gewoonlik ook met olie gesalf as teken van die feit dat die
Heilige Gees hierdie kind inbring in die kerk in, die babatjie vul, die persoon word gevul, maar dan is daar ook op 'n besonderse manier nou hierdie persoonlike Pinkster wat in jou lewe plaasvind. 'n Moment in jou lewe waar jy in volledigheid gevul word met die Heilige Gees, soos op Pinksterdag, waar die mense dan, wat selfs alreeds gelowig was, op 'n baie besonderse manier meer gevul is met die Heilige Gees in Handelinge 2, 'n persoonlike Pinkster. Ek sal nou dat lees ook in die katekismus. So, belangrik, die werk van die Heilige Gees wat my vul. Dink aan Joël wat alreeds ook voorspel van die Heilige Gees wat oor God se kinders uitgestort word en in God se kinders werksaam is. Die vormsel maak dan 'n besonderse merk in jou lewe. 'n besonderse merkteken in jou lewe. Openbaring wat ek altyd praat van die gemerkte kinders van God. Die doop doen dit en soveel te meer bevestig en versterk die sakrament van die vormsel dit in ons lewe. Nou, vir ons protestantse broers en susters, daar is 'n parallel tussen wat ons in die protestantse wêreld noem belydenis van geloofaflegging en dan die vormsel of dan die confirmation, spesifiek soos wat dit gedoen word ook in die Latynse kerkwêreld van die Katolieke Kerk. Dit is inderdaad 'n geleentheid om te getuig ook van my geloof, waar ek voor God en sy gemeente staan en antwoord op dit wat die biskop my vra, wat die priester my vra, om te sê, ek glo, ek is hier omdat ek wil inskakel bewustelik in die liggaam van Christus, ek wil deel wees met my hart, siel en liggaam. Ek glo, ek verwerp Satan en die werke van die duiwel, en die werke van die wêreld. Ek glo dat Christus vir my gesterf het en ek wil deel wees van sy liggaam. En daarom is dit inderdaad 'n besonderse geleentheid ook waar die kandidaat, as ek dit so kan noem, uiting gee aan dit wat so mooi lees in 1 Petrus 3 vanaf vers 13, waar Petrus skrywe: Verder, wie sal julle sleg behandel as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs al sou julle ly ter wille van wat reg is, gelukkig is julle. Moenie hulle intimidasie vrees of ontsteld raak nie. Nou die rede waarom ek dit lees is inderdaad omdat die sakrament van die vormsel staan teenoor die wêreld. Dis 'n getuienis teenoor die wêreld dat ek gevorm is na die beeld van Christus. En ek gaan nou dan verduidelik hoekom ons die woord vormsel in Afrikaans gebruik. Ek is gevorm na die beeld van Christus, daarom staan ek teenoor die wêreld en ek is anders as die wêreld. En omdat ek gevorm is na die beeld van Christus, behoort daar ook by my hierdie konsep te wees dat ek kan ly vir Christus soos wat hy vir ons gelei het, na aanleiding van die vervolging wat hy verduur het onder die leiding van die leierskap van hierdie wêreld, né? Die hoëpriester en die fariseërs en sadduseërs en die Joodse mense en die Romeine en almal wat betrokke was, die wêreld wat vir Christus doodgemaak het. So ook vir ons as mense wat gevorm is na Christus, gaan hierdie vervolging ergens in ons lewe, het jy dit al beleef, maar ons gaan dit weer beleef. En daarom sê Petrus, moenie bang wees nie, inteendeel, eerbiedig Christus as Here in julle harte. En die woord Here daar, kurios, wat natuurlik beteken die eienaar, hy is die eienaar wat van jou, jy behoort aan hom, en jou doop en die vormsel getuig daarvan dat hy is jou eienaar. Jy bely dit met die vormsel, die sakrament van die vormsel, van the sacrament of confirmation, dat jy behoort aan Christus. Altyd gereed om julle te verantwoord teenoor elkeen wat van julle rekenskap eis oor die hoop wat in julle leef. Die hoop wat in julle leef. Watter hoop getuig ons van met die vormsel? Die hoop van die opstanding natuurlik, maar die hoop gevestig op die Heilige Gees wat in my werk. Die Heilige Gees wat my dan inderdaad laat vooruitkyk na my eie persoonlike opstanding, die ingaan in die ewige lewe, saam met Christus in die hemelse konteks, maar nou ook die hoop van my wat ek het, staande in Christus, en daarom voor God en sy gemeente, getuig ek nou daarvan.
Die interessante is, die Engelse woord confirmation sou ons ook kon sê, en vormsel, maar die confirmation woord beteken ook 'n bevestiging. Dat dit word ook deur jouself bevestig dat jy gevorm is na Christus, maar daar's ook van die gemeente se kant af, ons aanvaar dat jy gevorm is na Christus. Jy het getuig en ons aanvaar. Ons bevestig, ons confirm dat jy inderdaad deel is van die groep, want die Heilige Gees, ons sien hoe werk die Heilige Gees in jou, ons sien hoe werk die Heilige Gees deur hierdie sakrament in jou lewe. So, die kerk, as liggaam van Christus, as bruid van Christus, die priester, die biskop in besonder, want die biskop in die Latynse kerk is die reg op konfirmasie, die reg op die vormsel, om dit toe te pas, om dit te gee, lê by die biskop. Behalwe die biskop, gee hierdie gesag ook aan die priesters, sodat veral dan daardie tydens die nagwaak, die paasnagwaak van die opstanding, daar is dit die priester wat dit doen. Maar onder normale omstandighede lê die gesag van die vormsel om dit te bedien by die biskop. Hoekom? Want die biskop moet toesig hou. Die biskop is in die eerste plek in die lyn van apostoliese opvolging die een wat moet toesig hou oor leersuiwerheid. En daarom die bediening van die vormsel in die naam van Christus as 'n sakrament, dis nie net jy wat getuig dat Christus in jou werk nie, dit is die kerk, dis die biskop wat getuig dat ons beleef dat die Here in jou werk. En daarom kom die biskop, die priester dan in sekere gevalle, en in die naam van Christus, om die waarheid te sê, in die persoon van Christus, personae Christi, word jy beseël met die Heilige Gees, en daarom weer 'n keer met olie ook gesalf, die olie van die charisma olie, die olie van die Heilige Gees word jy mee gesalf, tydens die vormsel, om te bevestig, vir jou te bevestig, teenoor die gemeente te bevestig, teenoor die wêreld te bevestig, dat jy is gevorm na die beeld van Christus. So daarom, by die sakrament van die vormsel, elke sakrament het wat ons noem, 'n sekere vorm, en daar sekere maniere van doen, en sekere dinge wat gebruik word. So die dinge wat ons gebruik, die stoffelike dinge wat ons gebruik, as deel van hierdie sakrament, is die olie. Dit is die olie en bepaalde woorde van heiliging, woorde van beseeling, formulierwoorde wat gesê word. Dit is formulierwoorde wat ons nie sommer maar net verander en kan my eie woorde gebruik nie. Die priester of die biskop kan nie sy eie woorde gebruik nie. Dis woorde wat die kerk sê in die naam van Christus. Dit word oral dieselfde gedoen. So daardie woorde en die olie, deur dit kom die Heilige Gees en word jy beseël met die Heilige Gees, op grond van die feit dat die Heilige Gees reeds in jou begin werk het met jou doop. Want dis ook die Gees wat in my getuig dat ek 'n kind van God is. En die gemeente erken nou, ons sien die Heilige Gees in jou werk. En daarom wanneer jy deel raak van die volle gemeente van God, kry jy 'n groter deelname aan die volle werking van die Heilige Gees in die liggaam van Christus. Ja, in ons Latynse katholieke wêreld, 'n gedoopte baba is volledig lid van die kerk. Ja, dit is so. Tog maak ons die onderskeid in terme van bevatlikheid, in terme van jou regte en voorregte, en 'n kind het nie al die voorregte in die kerk nie. 'n Kind ondersewe gewoonlik in die kerk, en daar's ook ander ouderdomme 14 en 16, want jy neem ook kultuurgebruike in ag, maar 7 is vir ons wanneer jy die redelikheid in van verstand het, om besluite te kan neem ensovoorts. Maar ons gaan nie 'n 7-jarige as 'n priester in die kerk aanstel nie. So 'n 7-jarige het nog nie die voorreg om te kan deel in die sakrament van die priesterskap nie, om te kan deel in die sakrament van die priesterskap nie. Hy het nie sy het nie die reg om te deel in die sakrament van die huwelik nie.
So daar, hy's uitgesluit van 2 sakramente af, bloot op grond van die feit dat hy nog nie volwasse is om redelik te verstaan wat hierdie sakramente beteken nie, en ook liggaamlik het hy of sy nog nie so ontwikkel nie. So, daarom, wanneer jy die vormsel ontvang, dan beskou ons jou nou as volledig ontwikkeld genoeg om te kan deelneem in al die sakramente van die kerk. Nou gewoonlik 'n baba kan deelneem aan al die sakramente van die kerk, behalwe die huwelik en die priesterorde, maar natuurlik, die sakrament van versoening kan 'n baba ook nie kry nie, maar soos 'n kind groter word, kan 'n kind ook daaraan begin deelneem. En inderdaad word kinders aangemoedig om voor die vormsel alreeds daaraan deel te geneem het. Om die waarheid te sê, voordat kinders die eerste keer die Eucharistie gebruik, word hulle ook geleer van die sakrament van die bieg, die sakrament van heling en versoening. En om jou sonde teenoor die priester in die naam van Christus, wat in die naam van Christus optree, in persoon van Christus optree, jou sondes te bely. Maar, en 'n kind wat ergens in sy lewe iets sou gebeur, 'n kind op sterwe, ons sou die sogenaamde, nou daar's ander benaminge daarvoor, ek sê dit nou maar, die leuke taal, die laaste regte wat 'n persoon het, die viaticum sal bedien word aan daardie baba, aan daardie persoon, daardie jong kind, ensovoorts. Maar al is 'n kind, die punt is, al is 'n baba volledig deel van die kerk, is dit net so, dat daar sekere dinge is op grond van rationaliteit en die rasionele ontwikkeling, dat 'n kind nie sou kon beoefen nie. So al die voorregte wat 'n kind sou hê, wat 'n normale persoon, volwasse persoon in die kerk het 'n kind nog nie. Hoekom? Nie omdat hy uitgesluit word en 'n halwe lidmaat is nie, maar omdat hy nog nie gereed is, omdat sy nog nie gereed is om al die verantwoordelikhede wat gepaard gaan saam met daardie regte en voorregte op hulle self te kan neem nie. Daarom weer, by die vormsel getuig jy en aanvaar die gemeente en bevestig die gemeente dat die Heilige Gees jou nou gebring het tot 'n bepaalde volwassenheid. Daarom 'n persoonlike Pinkster. Persoonlike Pinkster, en deur die werk van die Heilige Gees getuig jy en aanvaar die kerk ook deur die werk van die Heilige Gees. Die Gees erken die Gees. Dis waarop dit neerkom. En dis 'n belangrike beginsel in die kerk, deur die geskiedenis heen. Die Gees erken die Gees. Dis hoekom ons nie Bybel in isolasie lees en in isolasie interpreteer nie. Ons aanvaar nie sola scriptura nie, want die Gees moet die Gees erken. En ons glo nie dat die Gees die totale kerk anders sal lei as die individu nie, en ook nie die individu anders sal lei as die liggaam nie. En as dit gebeur, dan moet ons vir mekaar sê, wow, wag, wat gaan nie aan? En moet dit uitgesorteer word, want die Gees erken die Gees. En daarom ook in die sakramente is dit so. Goed, nou, dis interessant, dit word nie net die gebruik van 'n belydenis van geloofaflegging, word ook gedoen by die Lutherse kerk, by die Anglikaanse kerk en ook in die gereformeerde kerkwêreld word dit gedoen, en dan mag ook nog ander protestante wees. So is nie 'n vreemde konsep dat mense op 'n stadium in hulle lewe na 'n periode van onderrigting en katekisasie en 'n vorming wat plaasvind, dan geleentheid kry om te getuig van hulle geloof en dan hierdie mylpaal in hulle lewe te bereik en dan te kan sê voor God en sy gemeente, ek is 'n kind van die Here nie. Om te kan rekenskap gee oor jou geloof nie. Die martelare het met hulle lewe voor die wêreld getuig dat hulle kinders van die Here is. Belangrik wil ek weer net sê dat die Heilige Gees is direk gekoppel aan die sakrament van die vormsel. As ons, en ek weet, ons moet nou versigtig wees hiervoor, want ons kan nie die 3 persone van die goddelike drie-eenheid van mekaar skei en losmaak nie. Ons kan dit net onderskei. Daarom bely ons in die kerk ook, dat daar waar een van die 3 persone op 'n besonderse manier werk, is die ander 2 nie weg nie. Hulle is ook teenwoordig, betrokke, selfs ook werksaam, alhoewel dit meer in die agtergrond sou wees, en ek sê dit in aanhalingstekens, met groot respek.
Alhoewel dit in die agtergrond sou wees, is hulle nie weg nie. So, ons sou kan sê dat met die doop, inderdaad, God die Vader, deur die werk van die Heilige Gees, jou inbring in die liggaam van Christus in. Dan, in die Eucharistie, is dit die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid, wat jou voed met sy bloed en liggaam. Dis wat dan in die Eucharistie gebeur. En in die vormsel is dit die persoon van die Heilige Gees, wat op 'n besonderse manier, op 'n besonderse wyse in jou lewe manifesteer en getuig, en jy met sy werking beseël word, verder ingebring word in die liggaam van Christus, tot eer van God die Vader. So dit is wat dan by die vormsel gebeur. Dis die klem ook dan by die vormsel. En daarom weer eens olie. In die Bybel lees ons so mooi hoe olie 'n simbool is van verskillende dinge. Heling, inderdaad, gesondmaking, inderdaad. Dis nie net lekker ryk olie nie, dit ook. Want onthou, mooi en skoon en rein is alles dinge wat baie naby aan mekaar loop in die Ou Testament. Om skoon te wees, om mooi te wees, mooi gemaak te wees, jou beste aan te trek. Daardie idees loop hand aan hand. Reukolie in die tempel, die wierook in die tempel. Maar dan word jy ook met 'n reukolie gesalf as 'n koning, as 'n profeet, as 'n priester. En daarom olie, ook by die sakrament van die vormsel, ook vir heling. In die Nuwe Testament selfs praat Jakobus daarvan, dat die oudstes geroep moet word, die priesters, en dan 'n persoon salf met olie. So olie, 'n besonderse simbool, 'n element waardeur God sy genade aan ons ook gee. As ek die woord simbool gebruik, dan bedoel ek nou in hierdie opsig dit baie meer letterlik, baie meer liggaamlik, baie meer beliggaamd. Want die ou betekenis in die Grieks van simbool is iets anders as wat die sekulêre wêreld daarmee maak vandag. So ek bedoel dit nie metafories nie. Dis belangrik. So olie is vir ons nie maar net 'n metaforiese teken in die Katolieke Kerk nie. Dit is 'n werktuig waardeur God nou iets doen waarvan die olie getuig, en God werk fisies deur hierdie olie dan nou ook. Nou goed. Ek hoop julle verstaan nou so 'n bietjie meer van die sakrament. Ek gaan nou lees uit die katekismus ook. Waar kom die woord vormsel in Afrikaans dan nou vandaan? Ons kry in Afrikaans en ook in Nederlands woorde soos baksel, 'n baksel beskuit, baksel. Ons kry ook iets soos maaksel. En ek weet, my maat altyd baie keer as hy kwaad was, dan het sy gepraat met ons asof ons 'n maaksel is. Kom hier maaksel. Iets wat gemaak is. Iets wat gemaak is. Iets wat gebak is. Nou in Afrikaans en Nederlands, baksel, maaksel, die woordjie sil of die lettergreep sil, daai uitgang, dui 'n handeling aan. 'n baksel. 'n handeling deur my handelinge is beskuit gebak. Daarom praat ek van die klaar gebakte beskuit as 'n baksel beskuit. My pottebakkerware is klaar gemaak. Deur my hande arbeid is dit gemaak. Dit is 'n maaksel van my. Dit is iets wat deur my geskep is. Dit is my maaksel. Dit is my maaksel. Vormsel, sal ons dat eintlik sê. Nou sê ons vormsel, dis nou maar hoe ons uitspraak, die klem en die uitspraak beweeg het. Vormsel. Kom ek begin net eers by die Engels. Die Latyn is confirmatio, en daarom maklik die Engels confirmation, confirmatio in die Latyn, wat direk beteken bevestig, versterk, maar ook dit oorvleuel in betekenis met die ander Latynse woord forma, vorm. So confirmatio en forma het 'n oorvleueling. Onthou nou, sinonieme woorde het oorvleuelinge, dit is kom hulle sinonieme is, alhoewel hulle ook klemverskille kan hê. Soos pragtig en mooi oorvleuel omtrent 95%, maar as iemand nou regtig mooi is, sê ons, sy is pragtig. Dit is 'n mooi dag,
ons sal nie altyd sê dis 'n pragtige dag nie, behalwe as die son regtig mooi skyn en dit skitter sommer so. Dan sal ons sê pragtig, anders sal ek sê regtig mooi. In plaas van om te sê regtig mooi, sê ek pragtig. Maar pragtig en mooi oorvleuel so 95%. En so kan ons aangaan met sinonieme. Dieselfde dan met die Latynse woorde confirmatio en forma. Daar is 'n oorvleueling in betekenis, dit loop dan ook hand aan hand. So, daarom, the sacrament of confirmation is 'n sakrament wat my geloof versterk. Die feit dat ek ingebring is in die liggaam van Christus is, word deur 'n persoonlike Pinkster versterk. Maar dit word tegelijkertyd bevestig. Dit word bevestig deur myself en die gemeente en die Heilige Gees. Maar omdat dit verwant is aan die woord forma, vorm, gestalte, het dit in die middeleeuse teologie, veral dan in nou die Nederlands sprekende wêrelde, waarvan Afrikaans kom, het dit so ontwikkel, dat ek nou kan sê, dat in my geloof, deur die werking van die Heilige Gees, is ek so gevorm deur die proses van onderrig, deur die proses van katkesasie, deur die proses van die RCIA, die OCIA, die proses van volwasse kategese, ek is so gevorm deur dit, dat ek nou deur hierdie vorming die gestalte van Christus aangeneem is. Ek is gevorm tot die gestalte van Christus. Die kandidaat is gevorm tot die beeld van Christus. Het die afdruksel geword van Christus. Daar gebruik ek weer die woord sil, afdruksel. Het die afdruksel geword van Christus. Ek lyk nou soos hom, deur die werk van die Heilige Gees, deur my vorming, my ouers, die kerk, my mense wat saam met my die pad geloop het, my borge, want ons het so mooi die gebruik in die katholieke kerk van die borg. Dis nie maar net my ouers of vriende nie, dis hierdie spesiale persoon wat reeds lidmaat van die gemeente is, wat saam met my die pad stap en uiteindelik by my sakrament van die vormsel ook getuig dat ek volwasse in my geloof geword het, is dat ek 'n vormsel geword het van Christus, want ek het 'n afdruk geword van Christus. Ek het 'n vormsel geword van Christus, want ek is gevorm deur die Gees, sodat ek kan lyk soos Christus. 'n Afdruksel, 'n vormsel, vormsel, die sakrament van die vormsel, die sakrament van die vormsel. So dis waarom ons hierdie eintlik 'n mooi woord gebruik. Ek is 'n vormsel. Ek is gevorm. Ek is gevorm tot Christus. Tot in my selle toe is ek nou gevorm en gevul deur die Heilige Gees, sodat ek die liggaam van Christus kan wys aan die wêreld dan ook rondom my. Die geloof wat in my geplant is, sonder dat ek het verdien by my doop, is nou tot volwassenheid gebring deur die Heilige Gees in my lewe, en nou is ek 'n afdruksel van Christus. So dis waarom ons hierdie pragtige woord in Afrikaans, Nederlands gebruik, die sakrament van die vormsel. Die sakrament van die vormsel. Nou goed, ek gaan nou vir so 'n paar dingetjies lees vanuit die Heidelbergse Katekismus in, sodat ek net alles daarmee sal kan saamvat oor wat glo ons rondom die sakrament van die vormsel. Dis interessant, soos ek sê, daar was in die geskiedenis van die kerk so 'n bietjie van vraagtekens oor, is dit regtig 'n aparte sakrament of nie? En by die protestantse reformatie, natuurlik, is dit een van die sakramente wat as het ware eerste uitgegooi is, om te sê, nee, dit is glad nie 'n sakrament nie. Maar in die geskiedenis van die kerk, baie vroeg reeds, is die sakrament van die vormsel, is belydenis van geloof, is confirmation, as 'n selfstandige sakrament beskou, omdat dit gaan oor hierdie besonderse gedagte van die geleentheid hê om te getuig. Die Gees erken die Gees, en om gevul te word ten volle met die Heilige Gees in 'n persoonlike ontmoeting ook met hom as die derde persoon van die goddelike drie-eenheid. Nou, belangrik, in vanaf paragrawe 1285, paragraaf 1285, baptism
the Eucharist and the sacrament of confirmation together constitute the sacraments of Christian initiation. Die sakramente wat jou inbring in die liggaam van Christus in. Wat jou die liggaam van Christus gee en mee voed. For by the sacrament of confirmation, die vormsel, the baptized are more perfectly bound to the church and are enriched with a special strength of the Holy Spirit. Want het is net gedoopte mense, kinders, wat die vormsel kan ontvang. So net gedooptes kan die vormsel ontvang. So daarom as jy 'n volwassene is, en jy is nog nie gedoop gewees nie, sal jy eers gedoop word, en direk daarmee saam, dan sal die sakrament van die vormsel ook aan jou gegee word. Hence, they are as true witnesses of Christ, more strictly obliged to spread and defend the faith by word and deed. Want wat het gebeur met Pinksterdag in Handelinge 2? Toe daardie mense gevul word met die Heilige Gees, die apostels, en die mense in die boventrek, het hulle begin getuig. Hulle het gesê, ons kan nie stil bly nie, ons praat oor die groot dade van God, wat onder julle neuse plaasgevind het. En daarom, wanneer jy deur die vormsel gaan, en jy ontvang hierdie besonderse beseeling met die Heilige Gees, dan het jy die verantwoordelikheid om uit te gaan en te getuig. Nou is jy in die voetspore van die kerk wat jou voorgegaan het, getuienis. Dis jou taak om te getuig, om Handelinge 2 te leef in jou persoonlike lewe as 'n getuienis, om te sê, ek is 'n kind van die Here en ek wil julle vertel van aan die wonderdade van God. So nou, Handelinge 2 word nou 'n realiteit in jou lewe, in jou persoonlike lewe, die uitstorting van die Heilige Gees. Dis waaroor dit gaan. Dit is dan waaroor dit gaan. En dan vertel die katekismus vir ons hoe in die Ou Testament profete, konings en priesters gesalf is met die Heilige Gees, en as teken daarvan die olie, hulle is gesalf met olie, en in hierdie sakrament wat aan hulle bedien is hulle gevul met dan ook die Heilige Gees. So weer eens, die salwing wat plaasvind by die vormsel, vul jou met dan die Heilige Gees op 'n baie, baie besonderse manier. Dan, by paragraaf 1290 en verder tot by 1292, word vertel van die twee tradisies in die Katholieke Kerk. Die Eastern Rite Catholic Churches, die Oosterse Ritusse Katholieke Kerke. Ek sal moet mooi seker wat is die Afrikaans vir dit. Die Eastern Rite Catholics, en die Latynse Ritusse, the Latin Rite Catholics en die Eastern Rite Catholics. Die twee tradisies wat ons daar het. Die twee tradisies, net in kort vinnig weer, dat jy nou verstaan waar ek is. Die Latynse kerk, onder normale omstandighede, is dit doop as baba, dan ontvang die Eucharistie op 'n stadium vorentoe, gewoonlik hier rondom 7 tot 10 ernste, en dan die vormsel wat aan jou bedien word. Die belydenis van geloof, die confirmation, die vormsel wat aan jou bedien word, wanneer jy groter is. Min of meer 17, 18, dis nie 'n vaste reël in die Katholieke Kerk nie, maar min of meer in daardie tyd. Terwyl in die Eastern Rite Catholic Churches, maak nie saak wanneer jy gedoop word as baba of volwassene nie, dis altyd die doop, die vormsel en die Eucharistie onmiddellik al drie bymekaar word aan die kandidaat, aan die persoon dan ook bedien. Baie belangrik, die woord wat telkens gebruik word in hierdie paragrawe, soos in 1293, die woord salwing, anointing, 'n hele paar plekke lees ons van anointing. Die beseeling met die Heilige Gees. Die beseeling met die Heilige Gees deur hierdie salwing wat plaasvind. Anointing with oil has all these meanings in the sacramental life. En ek het nou ook daarna verwys. Heling, mooi maak, God wat jou deur sy Gees mooi maak, dis nou die implikasie van dit, dis nou nie maar net aards nie, maar jy word mooi gemaak deur jy gevorm word na die beeld van Christus. Jy word geseël, soos die Engelse woord, jy word gechap, jy word geseël. Dis daardie stempeltjies, ons kry dit nie meer nie, want ons het nie meer briewe nie, maar ek het my altyd verkyk in die ou dae in die poskantoor, en selfs by die bank, toe ek 'n kind was, het jy hierdie inkpaneeltjies, jy het seker inkblaadjies
met 'n stempeltjie. En dan moet die persoon die checks, ons skryf nie meer checks uit nie, dan het die persoon die checks of die posorders, die posorders, of die checks, dan moet hulle dit so stempel, en dan is daar so 'n hele klomp, en dan druk die tannie daar agter die toonbank, of die bank of die poskantoor, eers in die ink, en dan is sy sommer so vinnig, dit is altyd so, vir my so kosbaar, so vinnig hoe sy dit gedoen het, so vinnig, en ek het altyd by die huis ook so gedoen, en by die huis het ek en my broer en suster ook poskantoor gespeel. Daai seël wat wys, dit is betaal, jy's in die regte verhouding met God, daar's 'n merk, daar's nou 'n merk wat sê dis iets anders, as daar nie 'n merk is nie, gooi ons jou uit, kan ons jou nie aanstuur nie. Die seeltjie wat jy plak op die koevert, beteken dat seker goed gebeur, hierdie is 'n regte brief, en hy kan deur die proses gaan om afgelewer te word. As daar nie 'n seël is nie, kan hy nie afgelewer word nie, dis nie 'n egte brief nie. So die feit dat daar 'n seeltjie kom, verander dit. Dis die verskil tussen 'n onbeseelde brief en 'n beseelde brief. En dis by ons ook so. Iemand wat nie die sakrament van die vormsel noodwendig ontvang het nie, en iemand wat dit ontvang het, is verskillende mense. Want die Heilige Gees maak 'n merkteken in jou lewe. Vir ons maak die sakramente merke in jou lewe. Herkenbare merke wat in die realm van die misterie van die teologie en in die misterie van die bonatuurlike gesien kan word. Die engele, God, en ek glo die ander heiliges wat reeds gesterf het, kan dit sien. En selfs hier op aarde kan ons, alhoewel ons nie die seeltjie so sien nie, kan ons die werk van die Heilige Gees erken in iemand se lewe. Kan ek erken word as 'n kind van die Here, en ek kan die werk van die Heilige Gees in iemand anders se lewe erken. Maar daar's 'n merk. Die huwelik maak 'n merk in jou lewe. Die priesterskap maak 'n merk in jou lewe. Die doop maak 'n merk in jou lewe. En die Eucharistie bring 'n merk die hele tyd in jou lewe, sodat jy 'n vormsel kan word van God. So 'n merkteken. Dis baie belangrik dat jy dit sal snap. Jy word beseël, maar ook in 'n meer letterlikheid. 'n Beseël met die Heilige Gees, maar ook in 'n meer letterlikheid. Iets verander in jou lewe. Wie kan dit ontvang? Ek het gesê, die wat gedoop is. Die wat gedoop is. Hulle kan dan die vormsel dan ook ontvang. En ook so mooi, in paragraaf 13:11 word vertel van die sponsors, die borge, dat die feit dat daar iemand is wat as het ware saam met jou die pad loop, 'n lidmaat wat alreeds saam met jou die pad loop. Toe ek lid geword het, of voordat ek lid geword het van die Katolieke Kerk, my vrou ook, voordat ek die sakrament van die vormsel ontvang het, is iemand in die gemeente aangestel, versoek om saam met my die pad te loop. Dis my borg. Daardie persoon was betrokke by my onderrig, het grootliks die onderrig gegee, maar is nie noodwendig so nie. Die persoon sal saam met jou dalk sit in die klas, sal aparte onderrig met jou doen. Dis as het ware iemand met wie jy net kan praat ook. Al jou vrae. Die persoon worstel saam met jou, die persoon bid saam met jou, vir jou, neem jou deur hierdie proses. En aan die einde getuig die persoon ook teenoor die gemeente, dat daar 'n verandering in jou lewe plaasgevind het. Dat jy gereed is om opgeneem te word ter volledigheid, in die liggaam van Christus, met alle regte en voorregte daarmee gepaard. Dan, hier is wat ek ook aan die begin gesê het, Ernster, paragraaf 13:12 tot 13:13 en 13:14, daar word dit genoem, oor dat by ons, en dit is iets waarvan ons, ek dink baie keer te min maak, die gewone manier van doen, die gewone manier waarop ons geloof beoefen, die natuurlike manier, die normale manier van doen, nie teenoor nie, maar tog, anders as die bonatuurlike, die nie natuurlike manier nie. Ne? Ons sal altyd in debatte sê, ja, maar wat nou van as daar nie 'n priester is nie, en die persoon kan nie sy sonde bely nie, en die persoon is nou 'n karongeluk en lê daar op sterwe, en nou gaan die persoon dood voordat daar 'n priester by hom kom, en hy kon nou nie sy sonde bely en vryspraak ontvang van een of ander baie slegte sonde nie. Nou gaan die persoon hel toe, want daar was nie 'n priester nie. Maar dit is 'n bonatuurlike of 'n onnatuurlike omstandigheid. En
En die kerk sê nie, God se genade is nie daar om te werk nie. Maar dis nie 'n natuurlike nie. In die natuurlike loop van die lewe, glo ons, jy bely jou sondes, spesifiek die sondes wat baie ernstig is, daardie doodsondes, bely ons teenoor 'n priester en dan hy tree op in persoon van Christus en Christus deur hom vergewe inderdaad ons sondes. Dit is die normale verloop van dinge. Dis nou 'n gesprek vir 'n ander tyd, maar hier is dit ter sprake in die sin van dat onder die normale verloop van omstandighede, ons noem dit die original minister of confirmation. Die original minister of confirmation in die Latin Rite, in die Latynse kerk, is dit die biskop. Die biskop wat die reg het, die verantwoordelikheid het om hierdie sakrament te beoefen en te gee. Soos in my geval was dit die biskop. Maar daardie, soos ek gesê het, met uitsondering daardie aand van die nagwaak voordat ons die opstanding vier, daar het die priester die voorreg om hierdie sakrament dan te kan bedien in die naam van Christus, in die naam van die biskop ook, wat die apostoliese opvolger dan ook is. Maar in die ooste, in die ortodokse kerkwêreld, is hierdie ordinary minister van die sakrament van confirmation die priester. Hoekom? Want priesters doop gewoonlik. Hulle is die ordinary, is weer die ordinary ministers van die doop. Die gewone, die normale in die gang van die lewe, van die geloof, is hulle die bedienaars van die doop. Maar by die ortodokse kerk van die doop en die vormsel gelyktydig plaas, en daarom dan ook die priester. Maar nou, weer die debatsvraag, ja, maar wat nou van is daai babiekie nou nie, en hy's op sterwe, wat, en. Dis abnormale omstandighede, dis was nou nie normaal nie, dit was nou buite die gewone. Dan sê die kerk, in paragraaf 13-14, if a Christian is in danger of death, any priest can give him confirmation. Indeed, the church desires that none of her children, even the youngest, should depart this world without having been perfected by the Holy Spirit with the gift of Christ's fullness. Goed, so ek wil nie hê jy moet nou dink dat as iemand nie die sakrament van die vormsel sou ontvang en iets gebeur voordat hulle dit kon ontvang, dat hulle nou nie in die hemel toe kan gaan nie. Die kerkgeskiedenis is vol van getuienisse van martelare wat 'n marteldood gesterf het voordat hulle selfs gedoop kon wees, voordat hulle die sakrament van die vormsel kon ontvang. Maar die Katolieke Kerk sê juis daardie marteldood van hulle is juis die sakrament van doop en vormsel sommer in een getrek, want deur hulle bloed, deur hulle sterf, neem hulle deel aan die lyding van Christus en ingetrek in die lyding van Christus en tot perfeksie gebring deur daardie sterwe van hulle. So en die Heilige Gees wat daar werk, want dit kan net deur die krag van die Heilige Gees wees wat in jou werk dat jy so entyd volhard in jou geloof dat jy sterf. En die kerk erken dit, bely dit, sê dit. En daarom daardie paragraaf wat ek nou ook gelees het in die katekismus. Goed, so ek hoop julle verstaan so 'n bietjie beter vandag ook die ongelooflike sakrament van die vormsel, the sacrament of confirmation, belydenis van geloof. Dis nie heeltemal, maar daar's tog oorvleelings met dit en daarom sou ons net ter wille van verduideliking hierdie term dan ook kan gebruik. Maar ek hoop dat as jy nog in die proses is van vorming, dat jy moet groot verwagting uitsien na daardie dag wanneer jy die vormsel dan ontvang. En as jy onlangs die sakrament van die vormsel ontvang het, mag die Here jou seën op 'n besonderse manier en mag jy deur sy genade en krag daardie persoonlike Pinkster in jou lewe elke dag uitleef in die krag van die Heilige Gees. Mag die Here julle seën.